dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kan wees. Vra baie mooi, Here, dat u doel sal bereik in hierdie plek. Dat die naam verheerlik sal word oor alles. En dat u die ereplek sal kry in elkeen se hart. Baie dankie vir dit wat u alreeds gedoen het. En dit wat u gaan doen, Here. En ek glo met my hele hart dat u gaan die seën van die Here gaan op hierdie gemeente rus. En elke individu, die seën van die Here gaan op hulle rus. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek weet die voorsangers het nou gaan sit, maar as ons net kan, Pastor Jannie help my net, as net gaan speel, God is so good. He is so good to me. Prys die naam van die Here. Pastor Jan sal jou net vir ons lei dan. Kom ons staan net vir 'n paar oomblikke op. En ons sing God is so good. He is so good. Ek het soveel wat ek graag wil sê, en ek weet nie wat ek als gaan noem vanmôre nie, maar dat die Here met my gepraat het, is nie te betwyfel nie, maar ek wil net met die deel 'n paar goedjies vir u, as kind van God. Ons het verlede week, het ek met u gepraat, in die aanddiens het ek gesê dat die Gees van God wat in my is, as dieselfde Gees, Romeine 8, selfde Gees wat in my, wat in Christus was, dieselfde Gees wat hom opgewek het uit die dode, in u is, dan maak het hierdie liggaam, hierdie sterflike liggaam, lewend. Amen. This mortal body. Amen. En ek wil 'n bietjie verder gaan, want ek glo werklik met my hele hart dat baie van die kinders van die Here kry nie altyd dit wat God vir hulle wil gee nie. God wil hê dat dit met u en my goed moet gaan. Sê dit vir die persoon langs u. God wil hê dat dit moet goed gaan met u. Die woord verklaar in baie plekke in Johannes, oralste. God is so good. En ek wil praat oor sy goedheid. Maar ek wil praat oor sy goedheid in die sin dat u sal besef wat God vir u wil doen. Daar was ons so bly vir julle. Daar was daar wat ek gesê, Here, maar maak dit moontlik en dan gebeur dit nie. Maar God het sy tyd. God's got his time. Maar God bedoel dit goed met elkeen in hierdie plek. 2 plekkies wil ek graag lees, ek sal 'n paar ander verse net nou kry, maar ek kan so lank oopmaak by 1 Samuel en dan terug gaan gou na Genesis toe. 1 Samuel, die 10de hoofstuk. En dan wil ek graag hê dat u met my lees Genesis 1. Genesis 1.
van vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere, wat op die aarde kruip. En God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskapen, man en vrou, het hy hulle geskapen. En God het hulle geseën, sê amen. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou in vers 26, sê hy, en heers daaroor. Maar vers 28, sê, onderwerp dit, in ander woorde, onderwerp dit en heers oor die visse en sovoort. In ander woorde, God het die mens eers geskapen om wat te doen? Om te heers. Amen. Om te heers. Ek wil dit paar keer sê, om te heers. En nie net om te heers nie, maar hy sê, onderwerp dit. In ander woorde, dat hierdie dinge waaroor ek jou gesag gee, dat jy dit sal onderwerp aan dit wat ek beplan. In ander woorde, dit sal alles onder jou beheer wees, as jy die Nuwe Testament, die Good News Bible, wat ek hier het, wat hy sê daar, and bring it under control. In ander woorde, dit is nie net 'n kwessie van heers nie, maar dit moet onder ons kontrole wees, dit moet onder ons onderwerp wees, om te kan heers. En ek wil hê, jy moet dit verstaan. En dan, broer en suster, is dit baie belangrik dat ons besef, dat wanneer God 'n opdrag gee, het hy aan die mens keuses gegee. God kom nie en maak die mense sê, jy sal dit doen, en jy sal dit doen, want as jy dit nie doen nie, dan kom jy onder die vervloeking. Nee, ons kan wel onder die vervloeking kom, as ons ongehoorsaam is, maar God wil hê dat ons moet heers, dat het met ons moet goed gaan, en dat alles vlot sal verloop, volgens die plan van God. En die mens moet een ding van sy kant af bring, en dit is om gewillig te wees, om te doen wat God ons beveel om te doen. That what God says we must do, we must be willing. Amen. Is 'n mooi woord. Ons moet gewillig wees om dit te kan doen. Die hele Bybel is vol van opdragte wat God gee aan sy uitgekose mense wat hy roep om sekere take te verrig. Ek wil iets sê wat miskien vir die snaaks gaan klink, maar God kan enige iets doen, stem jy saam met my? Daar's niks wat God nie kan doen nie. Hy kan alles doen, hy kan hier die woord laat preek sonder 'n prediker, dat daar net 'n stem is. Ek noem net. Maar nee, God gebruik mense, en hy gee opdragte aan mense. Glo ook dat God vir my opdragte gee.
verseker, gee hy vir ons opdragte. En God kies manne en vroue, dan lê hy sy hand op hulle om te doen wat hy wil hê gedoen moet word. God could have done it on his own. Daar's 'n lied wat sê, he could have called 10,000 angels, but he died on the cross alone, omdat hy 'n prys wou betaal vir een vir my. Want toe Adam en Eva, en ek gaan nie baie daaroor uitbrei nie, daar was al baie keer daaroor gepraat, toe Adam en Eva geheers het oor al die dinge wat God bevele gegee het hulle fout gemaak en gefaal. En hulle was uit die paradys uit verdryf, uit die tuin van Eden uit. En broer en suster, maar God het 'n tweede plan gemaak. Hy het 'n tweede arm daar gestel, naamlik Christus, die tweede arm wat vir ons die oorwinning gebring het. Nou broer en suster, as God in die begin vir die mens soveel dinge gegee het, sal hy met die tweede arm, ek vra 'n vraag, sal hy met die tweede arm wat God is, want baie mense wil nie twyfel nie, die hele wêreld wil nie erken dat Jesus God is nie, maar Jesus is God. Ek kry nie baie amens, maar Jesus is God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit is die drie enige God wat aan ons gegee is. En as God sy Seun wat ook God is vir ons gegee het, dink u nie hy sal ons herstel na dieselfde of beter vlak as wat Adam en Eva in was nie. Maar jy sien, die mense wil dit nie glo nie. Die mense wil dit nie aanvaar nie, want Jesus het vlees geword, en in die grootste probleem in die kerk vandag, het ek 'n paar keer al gesê, is omdat Jesus vlees geword het, sien ons Jesus as vlees. But he's not flesh. Hy's gees. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. En mense wil dit nie sien nie. Ek het gister iets gesien op ons krag was uit, en ek gaan op die foon en ek kyk, en dan's 'n man, een van die, seker maar Engeland of een van daai, vra hy vir die verbygangers, so, do you know Jesus? No. Do you want to know Jesus? No. Hier en daar het iemand gedaan en sê, yes. Maar meeste gevalle, hulle wil nie met Jesus iets te doen nie. But there's coming a day where they'll know. Hallelujah. Maar tot dan toe, wil ek hê jy moet weet, dat God gee die autoriteit, en wat ek laasweek gepraat het, met betoning en krag om wonderwerke te kan doen, of vir mekaar te kan bid. Dan die vraag is, en ek wil nie nou 'n toets doen nie, maar jy moet het weet, broer en suster, dat God verwag, dat vandat jy die woord gehoor het, in verband met dit, wat jy moet doen, want God het jy geroep om sekere dinge te doen, vir hoeveel mense het jy werklik gebid? Vir hoeveel mense het jy werklik gebid? Nou kom God en hy herstel die mens, sodat hy kan ontvang die volheid van die Here om te heers oor die diereryk wat daar is. Die diereryk is nie gegee om oor ons te heers nie, maar ons is gegee om oor die diereryk te heers. En dan, broer en suster, wil ek ook vir u sê, terwyl ons dit moet doen, moet ons heers, die Bybel sê so, ons moet heers oor die sonde. Want dit is die grootste probleem wat daar kom, wanneer ons wandel op hierdie pad as kind van God, is dat die duiwel stuur sy trawante om vir u tot struikeling te bring. En hy wil hê dat die duiwel oor u moet heers. Ek wil dit stel vanmôre dat u weet, en ek wil graag hê dat u saam met my sal werk. Die Here het gesê,
dat ons moet oor die werke van die vyand heers. Halleluja. Kan ek dit 'n handeklap vir dit kry? So geen eer nie. Maar ek wil hê dat u moet weet dat met u oor die mag van die vyand moet u heers. Maar jy sien wat gebeur? Dit kom so gou. En dan moet ek gou 'n plannetjie maak. En as ek hom net 'n so klein leuen kan vertel, of net 'n verkeerde ding kan doen, net om myself te verontskuldig. Nee, ons moet heers oor die mag van sonde. Luister broer en suster, sonde behoort geen vashou op u te hê nie. Maar tog sien ons baie kinders van die Here wat gebind is deur een of ander slawerny of 'n binding van dinge wat hulle heers. Maar God wil hê dat ons met heersers oorwinning kry. En nou wil ek graag vir u vra, as u gewillig is, wil ek graag hê u moet nou gaan na Samuel toe. Samuel die 10de hoofstuk, en ons gaan lees van vers 6. Of ons gaan kom ons lees net gou hierdie gedeelte van vers 1, maar dit is baie belangrik. Vers 1. En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? Hy vra 'n vraag. As jy vandag af van my weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin en Selsag 2 manne aantref, wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra, wat kan ek vir my seun doen? Net tot daar eers. Saul is besig om wat te doen? Om esels op te pas. En nou verdwyn die esels, hulle raak verlore. En hy is bekommerd, want wat gaan sy vader sê, want hy was gesê om die esels op te pas. Nou kom Samuel intussen en hy salf Saul as koning. Maar wat doen die koning? Hy is gesalf as koning, hy het dit ervaar, Samuel was by hom, maar weet jy wat doen hy? Hy soek nog na die esels. Ek wil vanmorgen vir sê, as God vir jy gered het, dan wil hy hê jy moet weet dat moenie by nietige dinge soos esels vassit. En baie kinders van die Here is besig om esels te soek. Maar nou kom God en dis 'n wonderwerk en ek het dit nie eers gesien totdat ek besef wat gebeur het nie. Hy sê vir my hierdie woorde, as jy vandag van my weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin en selfs 2 manne aantref. Hy sê, gaan af na Rachel. Hoekom is hy na Rachel toe gaan? God se beplanning is so fyn. En hy is gehoorsaam, hy gaan af na Rachel toe. Hy vind die 2 manne daar. En wat sê die manne vir hom? Saul, die esels is gevind. Maar Saul val dit nie as oorwinning nie. Hy wil nog die esels gaan kry. Hy sê, moenie besorg wees oor jou pa, bekommerd wees jou pa nie, want jy gaan nie 'n probleem hê met jou pa nie, want die esels is gevind, maar hy is besorg oor julle. En terwyl God is besorg oor sy kerk, is ons baie keer besig om met esels te onderhandel. En God sê, kom weg van die esels af. As ek het gesê, kom weg van die donkies af. Hoor wat sê verder? Want die groot wonderwerk is hier. Toe hy daar kom die manne vind en sê, moenie bekommerd wees oor jou pa nie, moenie bekommerd wees oor jou vader nie. Die esels is gevind. En dan sê hy verder,
gaan jy dan van daar verder en kom by die terpentynboom van Tabor. Daar sal 3 manne jou daar kry, wat na God, na Bethel opgaan. Een dra 3 bokkies, en een dra 3 broodjies, en een dra 'n sak wyn. Jy sien, broers, dat God weet lankal wat jy gaan nodig kry. Suster Meisie, wat jy gaan nodig kry. 3 bokkies, 2 brode, 'n sak wyn. Luister mooi. En hulle sal jou na die welstand vra en sal jou 2 brode gee. Dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. In ander woorde, God stuur hom weg en hy gaan verder om net weer te vir hom te herinner. Moenie bekommerd wees, ons sien verder wat gebeur. En dan gaan hy nog steeds verder. Hy sê, daarna sal jy kom by Gibea van God, waar die wagposte van die Filistyne is. En net soos jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet, wat van die hoogte afkom, en voor hulle uit harpe en tamboeryne, en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer. Let net op waar, op die grenspos van die vyand. Baie keer sal die Here jou vat tot by die grenspos Dawie van die Filistyne, want hy wil jou toets. En hier kom hy by die profete, en hoor nou wat gebeur. Vers 6, en dis die crux van alles. En die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer, en in 'n ander mens verander word. Halleluja! Prys die naam van die Here. Die Here vat hom by 'n plek. En waar gee hy van oorwinning? Waar kom die gees van die Here vaardig oor hom? By die grenspos van die Filistyne. En daar is mense besig om te profeteer. En dan sê die Bybel, en die gees, hoofletter van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Maar hoor wat gebeur. Vers 7. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Kinders, luister mooi vanmôre, asseblief. Asseblief, ek pleit by u. As die gees van die Here oor jou vaardig word, moenie teruggaan na die esels toe nie. Ek vra my, moenie teruggaan na die esels toe nie. Want God is besig om vir Saul gereed te maak. En God is besig om vir u en vir my te laat groei na die gestalte wat God in ons wil belê en wil doen in ons lewe. En as die tekens oor jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Dan sal daar niks wees wat jy sal kan keer om te doen wat God wil hê jy moet doen nie. Hoor nou mooi vers 8. En jy moet voor my uit na Gilgal gaan en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lang moet jy wag, sodat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen. En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander. Halleluja. En al die tekens op die dag uitgekom. Hoor nou wat gebeur. Nadat hulle dan by Gibea gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete. Hoor nou. En die gees van die Here het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. Nie meer saam met hulle nie, hy profeteer nou vir hulle. Prys die naam van die Here. En dis nie 'n maklike ding om te doen nie.
Ek dink is seker een van die moeilikste dinge om te profeteer by 'n profeet, want hy weet mos alles. En vers 11, en toe elkeen wat van hom gister en eergister af geken het, sien dat hy saam met die profete profeteer, het die mense die een vir die ander gesê, luister nou wat word gesê, wat het toch gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete? Jy sien, die mense sal jou onthou, pastoor Jan, hulle onthou baie ver terug, Leon, baie ver, want hulle wil hê, jy moet dink aan jou verlede, hulle wil hê, jy moet dink waarvan jy uitgekom het, jy sien, want die duiwel wil nie hê dat jy moet profeteer nie, en dit nou, en nou kom die mense sê, nou wat het gebeur met die seun van Kis? Is dit hy? Is dit hy? Dis verskriklik om te sien wat deesdae besig is om te gebeur. Iets verskriklik hoe die mense aangaan. Ek het gister weer gehoor van dinge wat ek nie eens van die platform af wil sê, van mense wat hulle self anders wil maak. Die Bybel wil jou verander, die Here wil jou verander na die gestalte van God. Maar die meer wat ons gestalte van God moet begin bereik, Richard, van die wêreld dit, en hulle wil self verander. Ek kan nou mos doen net wat ek wil. Ek kan wees wie ek wil, ek kan sê wie ek wil, en as ek dit wil wees, dan sal niemand my keer nie. En dan beskerm die wet hulle. Is dit die seun van Kis? En dan sê, is dit nie Saul wat ook nou profeteer nie? En 'n man daarvandaan het geantwoord en gesê, wie is toch hulle vader? Daarom is dit 'n spreekwoord geword, is Saul ook onder die profete. Toe hy klaar was met die profete, het hy op die hoogte aangekom. En die oom van Saul het vir hom en sy dienaars gevra, luister mooi, waar het julle heen gegaan? Daarop sê hy, om esels te soek. Om esels te soek. En toe ons sien dat hulle daar nie was nie, het ons na Samuel gegaan. En die oom van Saul sê, vertel my toch wat Samuel met julle meegedeel het. En hy vertel vir hom wat gebeur het en die wonderlike dinge wat gebeur het. En nou wil ek jou vat daar 'n bietjie verder. Ek wil net die vers gou kry hierso. Hy sê so wat ek gelees het, jy sal saam met die profete profeteer en 'n ander mens verander word, en toe hulle weer na hom soek, ekskuus tog, en toe het dit wat hy die tekens wat hulle gegee is, het dit uitgekom soos wat daar gesê was. En nou kom hulle en hulle vra, waar is Saul? Wat het gebeur met die seun van Kis? Nou soek hulle vir hom. En nou hoor wat sê die woord van die Here in vers 22. En die Here het gesê, nou moet die Here uitwys waar Saul is. En die Here het gesê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekry. Daar's twee dinge en ek wil sluit. Hou op om esels te soek. Jy hoort nie by die esels nie. Hoort nie by die esels nie. God vat jou weg van dit. Soveel so, dat hulle die esels by hom kom soek. Want hulle is so gewoon dat hy met esels besig was. So besig met esels. En toe vat God hom op 'n pad waar hy begin voorberei word. En toe moet dit wat die mense gesê het. En nou moet hy gekroon word. Hy is koning. Maar wat doen die koning? Die een wat moet heers, die een wat moet bevele gee. Hy kruip agter die pakgoed weg. Is dit nie so dat baie van ons kinders van die Here
terwyl ons heersers gemaak is, kyk ons agter die pakgoed weg. En daaroor kan ons baie praat. Maar ek wil vanmôre sê, kom uit agter die pakgoed. Ek het net dink ek miskien nie dieselfde, maar daar was iemand wat ons het 'n pilaar in die een gemeente gehad, so in die middel van die kerk. En ek het telkens gesien hoe sekere broers of susters in die kerk kom, dan steek hulle self weg agter die pilaar. Maar dit was vir my so mooi, want as jy agter daai pilaar kyk, gaan ek jou kry. Want ek weet jy sit daar. En dan vra hulle jou om te bid of wat ook al. Maar jy sit agter die pilaar, jy kyk weg. Ek wil nie vir God iets doen nie. Ek het 'n neef gehad, is baie komies. Hy het verskriklik gehakel. Maar hy het die Here gedien, maar hy het gehakel en een keer toe was ek na die diens lei. En ek sê vir hom James, sy naam was James, julle ken hom Amanda. En ek sê op James, raai wie lei die diens vanaand? Hy sê nie, ek weet nie, ek sê, ek. En weet jy wat, ek gaan jou vra om te open met gebed. Hy sê, asseblief nie. Maar ons het 'n jeugleier gehad wat die diens gereël het. En hy sit nie meer bo nie, hy sit hier onder om te sien hoe ons jong manne doen. En nou gaan ek nie my neef in 'n verleentheid bring nie. Maar ons jeugleier se naam is James. En ek gaan doen ons, ek sê, ek wil net vra dat James vir ons sal bid asseblief. En al wat hy hoor is James. Maar hoor jy so, hy trek daar los soos 'n renjaer. Hy bid soos wat ek in my lewe nie kon bid nie. En hy besef dat as hy iets vir die Here doen, gaan hy nie in 'n verleentheid kom nie. Daarvandaan het James baie keer wat het vir hom gevra om te bid, dan gaan net so, en dan begin hy. Dan hardloop hy, het hy gebid. Jy sien, baie keer wil ons dit wat my gebrek is, of dit wat my swakheid is, wil ek gebruik, en sê ek is nie sterk genoeg vir dit nie, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit doen nie. Maar God stel jou in beheer, en hy sê met heers. En nou sê die woord van die Here in vers 24, toe juig die hele volk en sê, mag die koning lewe. Vers 26, en die helde wie sy hart God geroer het met hom saamgegaan. God sal jou nie alleen los nie. Vers 27, ja, hulle is ook daar. Maar die deugniete het gesê, hoe kan hierdie man ons verlos? En het vir hom verag en hom geskenk, of hom geen gespenk het, ek is nou soos James, hy kry my nou terug. Maar die deugniete het vir hom gesê, hoe kan jy hierdie man ons verlos? En hulle het vir hom verag en hom geen geskenke gebring nie. Maar wat het hy gedoen? Hy sou baie tevrede wees met geskenke, maar hoor wat sê die woord, maar hy het hom doof gehou. Ek wil eindig met dit, Helene, hou jou doof vir die duiwel. As die duiwel praat, hou jy doof vir sy praatjies. Want hy's 'n deugniet. Sê 'n bietjie, hy's 'n deugniet. En hou op om te luister na die invluistering van die vyand. Kom onder die pakgoed uit. Het word gekroon as 'n oorwinnaar vir Jesus Christus. Amen en amen. Ons is meer as oorwinnaars. Laat die mense maar praat. En sê, wie is hierdie? Dewel. Laat die mense maar praat, sê, wie is hierdie dewel? Dis mos Amanda se seun, man, ons ken hom. Maar as God jou wil gebruik, man, I tell you, he can use you. Dewel, kan jy nie in 'n verleentheid bring nie, kom gou hierso. Amen. Ja, so, jy sien, dis nou, hierdie jong man, so Amanda se seun.
Ja, hy is vol grappies en hy is 'n wonderlike mens, maar weet jy wat? In die begin van die diens, Dewald, het die Here vir my sê, hy het 'n doel met jou. Hy het 'n doel met jou. Leon, kom gou hierso. Ons gaan ons hande op jou lê, ons gaan vir jou bid. God sal wys wat is wat. Maar hy het 'n deel. En jy weet dit, Amanda. Jy weet dit. Steek jy hande uit na Dewald. Vader, ons bid vir Dewald. Ons sê dankie, Here, dat hy vanmôre in hierdie plek is, Here. Dis asof dit 'n bevestiging is. Gaan af na Rachel. Daar sal 2 manne jou ontmoet. En hulle sal sê, moenie jou bekommer oor die esels nie. En ek wil vir Dewald sê, moenie bekommerd wees oor die esels nie, Dewald. Maar groter dinge is aan die kom. Groter is wat jy ooit sal dink. God wil jou gebruik. Here, ek bid vir hierdie hande. In Jesus naam. Bid vir sy lippe, Here, ek bid vir sy hele wese, dat U hom sal gebruik. Ons wil U nie voorskryf nie, maar U is God. Ons pleit hom onder die kosbare bloed, in Jesus naam. Amen. Dankie Dewald. Prys die Here. Kom ons gee die Here 'n handeklap. Wie is daar vanmôre wat ons sê? Ek het te lank weggekruip, agter die pakgoed. Luister mooi. Kobus, God het 'n doel met jou. Staan op jou voete. Ja, Kobus, ja, that's it. Dawie, gaan net gou jou hande op Kobus. Of kom vorentoe, Kobus. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Vader, ek bid vir Kobus. Jy het 'n doel met hom, Here. Vat ook sy hande vas, Here. Hierdie hele wese, dat U hom sal gebruik. Onverskrokke om te werk vir U. Hy het 'n roeping op sy lewe, Here. En ek vra dat dit sal vasmaak. In Jesus naam. En ons dank U daarvoor. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Los die esels uit. Los die esels uit. God is in beheer. Miskien sê jy vanmôre, maar ek gaan nou nie vorentoe nie. Hoekom roep die pastoor my nie vorentoe nie? Dit gaan nie daaroor nie. God vra jou om te sê, is jy gewillig? Wat Saul gedoen het? Die paar goedjies wat hy moes doen, was om hom te laat groei tot die volle gestalte van 'n koning. Mense kan dan sê, ja, maar wat het met Saul gebeur? Dit het niks te doen met die saak nie. Hy het hom voorberei om gesalf te word as koning. En vanmôre het God 'n bedoeling met u as kind van God. Kom weg van die pakgoed af. Kom weg daar agter daai goed. Die Here wil jou nie daar hê nie. Hy het jou geroep tot groter dinge. En ek vra vanmôre dat u saam met my sal staan. Asseblief, elkeen in hierdie plek. En die tweede ding wat ek wil doen, ek gaan jou nie uitroep nie. As u gewillig is om te doen wat God wil hê jy moet doen, terwyl Pastor Jan vir ons gaan bid, dat jy asseblief net die hand sal opsteek. Op hierdie oomblik sê ek is gewillig om die prys te betaal. I am willing, Lord. Jy hoef dit nie te doen nie, maar onthou, God gaan jou herinner en roep, want hy het 'n roeping op jou lewe. In die naam van Jesus, hou die hande net daar. Dankie Pastor Jan. Prys die Here. Ons sluit die oor. Vader, dankie. Al kry ons onder is ons verdwaalde weë agter donkies aan. Daar 'n God wie se oog op ons is. Elkeen wat vanmôre 'n hand opsteek en gehoor het wat die Gees van die Here die gemeente wil sê. Ek bid vanmôre, Here, dat U elke hart sal raak sien. Dat ons sal ophou om weg te kry van die Gees van die Here. Ophou om weg te skram van dit wat God ons eintlik voorbedoel het. Die bedoeling met Saul was om 'n leier te wees, Here, om 'n heerser te wees. Dat ons wil heers oor die omstandighede. Elkeen wat hier is vanmôre, dat ons in die diepte van die Here sal delf.
Ons hande terwyl ons dit opsteek, Here, erken dat U elke hart sal raak sien.